Goeiemôre. En ek gaan met julle vanmôre 'n bietjie wegkruipertjie speel. Ons almal was kinders en ons almal het wegkruipertjie gespeel op ons tyd. En ja, dis jy nou ons het nou toe en as jy nou toegehou het, dat jy nou afgetel 10, 20, 30 tellings en almal het gaan wegkruip. En wanneer jy nou klaar getel het, dan gaan soek jy almal. En as jy 'n persoon gekry het, dan moet jy probeer om eers terug te kom by jou plek waar jy weggekruip het, of die den soos ons dit genoem het. En dan sê jy vir die ou 1, 2, 3 blok, dan jy hom nog geblok en dan die volgende ronde moet hy dan nou die toewerk doen en die soekwerk doen. Nou ja, dan oor die 1, 2, 3 blok. Nou ek het op 'n stadium in my lewe dat ek in die transportbedryf gewees vir lang jare en ek het by 'n sekere plek het ek vrag afgelaai en daar was 'n persoon daar wat eenvoudig net probeer het om my dae vir my so moeilik as moontlik te maak. Dit was sy missie gewees en ek gaan nie in 'n detail daarvan nie waarom dit so was nie en waarvan dit kom nie, maar hierdie persoon het 'n issue gehad uit sy verlede uit wat hy nie meer kon deel nie en hy het dit gereflekteer op my wat dan daar gekom het en hy het dan net baie dag probeer om my lewe vir my baie moeilik te maak. En toe op 'n stadium op daai stadium was ek besig gewees met 'n kursus. En deel van my kursus het ek nou baie Bybel gelees en Bybelstudie gedoen. En ek het by 'n vers afgekom in die Bybel wat die Here gesê het toe hy in die kruis gehang het. Het hy gesê vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek het so by myself gedink is toe die Here aan die kruis gehang het en deur al daai marteling en goed te gaan het waar hy gegaan het. En hier hang hy in die kruis en die mense is om hom wat hom gekruisig het, wat hom geslaan het, wat hom gespoeg het en wat al die goed wat hom gedoen het. En hy sê vergeef hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit het nie my sin gemaak nie. Hoe dan nou? Hoe verstaan ek dit dan nou? Ek meen die ouens het mos nog geweet waarmee hulle besig is. Hoe kan hy nou sê vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie? En toe gaan my liggie aan. Baie keer dan is dit die Satan wat agter daai persoon sit om hom te motiveer om te doen wat hy doen. En ek besef dat hierdie persoon wat my so tempteer, hy word gedryf deur 'n ander entiteit of ander iets wat hom eintlik dring om te doen wat hy doen. En deel van my kursus was juis geestelike oorlogvoering gewees en ek het daardeur gewerk. En op daai stadium het ek besef dis nie hy nie, dis iemand agter hom. En ek het geleer van 1, 2, 3 blok. En van daar af aan, as ek daar ingekom het op daardie perseel, en hierdie persoon was, soos ek sê, op sy stukke gewees, was nou weer op 'n missie vandag om my dag moeilik te maak, dat ek net stil geraak en gebid en gevra, Here, vat die duiwel weg van hier af, en ek het vir die Satan eintlik maar gesê, want ons het die mag om dit te kan sê. Ek het vir die Satan gesê, ek het jou klaar gesien, 1, 2, 3 blok, ek het jou klaar gesien, jy gaan nie my dag verder versier nie. En net so het my situasie verander. So ek wil dit by julle laat. En dis vanmôre se boodskapie. Baie keer word mense gedryf deur 'n mag wat hulle nie eens besef nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Regtig waar. Hulle doen dit, hulle sê goed, hulle sê woorde. Hulle het 'n sekere gedrag wat hulle openbaar teenoor jou en hulle besef nie as hulle doen dit nie. En hulle word eintlik maar gedryf deur 'n ander medium of deur 'n ander entiteit. En ons weet wie dit is. Dis die Satan wat agter almal sit, agter alles sit. En hy hou daarvan om mense het goed te laat doen wat hulle nie wil doen nie en dan kry hy mos nie die skuld nie, die persoon dra die skuld. Ek hoop dit help enigeen van julle en ja, daar's nog sulke goedjies wat ek met julle sal deel. So ja, wees rustig. Mag julle 'n mooi en geseënde dag hê en mag hierdie 1, 2, 3 blok julle help om so 'n paar van die aanvalle op julle wat deur ander mense kom te stop in hulle spore en nie ontstel te raak daaroor nie. Mooi dag, seën vir almal, groetnis.